Hartlike goeiedag aan almal wat hierdie video sal kyk. Ons is hier op Charles and Hill Sekondêre Skool waar ons 'n komitee bymekaar het van rolspelers van die WKOD, onder andere meneer Dalby en dan van die kant van die onderwysdepartement ook meneer Nieuwou wat betrokke is by die oprigting van nuwe heininge en omheinings en daai begroting. En verdere rolspelers, dan die sameroeper is natuurlik Fabian Plaatjies, ons het die beheerliggaam hier. En dan van die skool af meneer Klaasen en meneer Meyer. So ons is hier so en dan dis ek die voorsitter en dan die van die safety verteenwoordiger van die beheerliggaam hier. So meneer Nieuwoud is nou besig om foto's te neem van die toestand van die gebou, die toestand van die alarm en ons doen maar net so ter plaatse ondersoekie hierso rondom wat die gevolge is van die feit dat die veiligheid van die skool gecompromise is. My rol is natuurlik as verteenwoordiger van die Parel-Oos Gemeenskapspolisieeringsforum, so ek verteenwoordig maar net daai gedeelte hier. Ons was nou agter by die skool om te wys dat die totale omheining daar heeltemal af is. Hier is nou in die tussentyd 'n heining opgerig nadat daar nou die nuwe huishoudkunde blok, wat ewe die nuwe vak se naam is onlangs hier opgerig. So hierso die natuurlik 'n ruk terug eers een vleuel afgebrand en toe 'n tweede vleuel en toe die skool basies vir 2 jaar so gelê. Maar dit is nou herstel. So ons sê dankie vir manne soos Fabian Plaatjies, ons sê dankie vir manne soos Martinus Gous wat die goed is ook gehighlight het. En dan die skoolse personeel wat daagliks met hierdie challenges gewikkel is en natuurlik sukkel en dan sê ons dankie vir die WKOD wat nou so 'n positiewe rol speel, soos meneer Dalby ook nou vir ons gewys het. Die feit dat ons vir meneer Nieuwou die het beteken dat ons is besig om groot headway te maak in terme van dit. So ons kyk beslis uit na groot dinge in terme van verligting vir die skool. Wat ons nou hierso sien in terme van dakke is natuurlik een van jou beter klaskamers waar die dak nou natuurlik in 'n goeie toestand is. Daar gaan jy af, daar lyk dit soos Pieter Sellers se vloer wat vir jare niks jazz dansers gekry het. Ek het altyd gespot dat ek Sellers se blokkies vloer weggejazz het toe ek my vrou ontmoet het. So en dit is die trant van instandhouding van die skool en soos ons weet is dit natuurlik geen fooie skool. So daar is nie verskriklik geld binne in die skool se begroting vir maintenance, want dit is natuurlik 'n openbare werke verantwoordelikheid. So dit is wat ons besig is om uit te wys. Dan byvoorbeeld die vandalisme wat ook nie agterbly nie. Deure wat afgetrap is wat met die tyd vervang is met bord, want dit is net die begroting vir dit nie. Okay, wat ons hier het is die vergadering. Ons sal aan die woord is meneer Machau van die onderwysdepartement, hy is die kringbestuurder. So that it can gain ownership. And also, I would like to thank you, Mr. Rillo, for bringing all these blossoms or solutions to us, and we are looking forward to work with you. And I think we'll now start this relationship further. And colleagues, after this meeting, I would like to see the SGP and the principal, please. Okay, ek is nou hier saam met meneer Meyer. Meneer Meyer is natuurlik van die skole veiligheid hierso betrokke. School safety officer. Meneer, hoe voel jy oor die outcome van vanaand se vergadering, afgelope 2 weke se vergadering? Ag, ek was baie positief. Ek dink met die eerste vergadering het ons gesê ons wil kyk na oplossings en ons het meneer Nieuwoud getaak om iets te gaan kyk hoe lyk hulle budget. Hy het teruggekom met positiewe nuus dat hulle is bereid om 'n tydelike heining so lank vir die skool op te rig, maar met die oog op 'n permanente oplossing so teen volgende jaar. So ek voel baie positief en ek is baie dankbaar dat ons nou by mekaar kon uitkom, al die rolspelers, en uiteindelik 'n oplossing kon vind vir die probleem waarmee die skool nou in die afgelope tyd sit.
Kyk, dit het natuurlik baie gekos om tot dit dis nie 'n oornag ding wat hier gebeur het nie, né? Nee, glad nie. En dan moet ek sê, ons moet dink in terme van die, ons moet langtermyn dink. Soos ek sê, ons wil so graag as moontlik eers die tydelike oplossing kry, wat ons net 'n tydelike heining sal opsit, maar aan die einde van die dag sal ons wel ons permanente heining kry aan die einde van die dag. So ek is baie positief en ek is opgewonde oor die veiligheid van ons kinders en dit wat nou in die toekoms, afsienbare toekoms gaan gebeur. Awesome, baie dankie meneer Meyer. Ek is hier saam met Fabian Plaatjies. Fabian is 'n gemeenskapsleier wat natuurlik hierdie hele proses gedryf het. Ons is almal bewus van die feit dat hierdie proses eerstens gehighlight was deur Martinus Gous wat natuurlik op sy manier probeer het om die departement tot 'n reaksie te kry. Daar was 'n reaksie van die departement se kant af op daai tyd wat nie heeltemal aan die lig gekom het wat presies dit was. Ons het vanaand eers konteks gekry. En na dit het Fabian in kontak en in samewerking met die Parel Oos GPF en ander rolspelers die skool besoek en hy het dan toe die proses aan die gang gesit waar ons as die Parel Oos GPF die polisie, wetstoepassing en verskeie rolspelers, die kringbestuurder meneer Dalwie van die WKOD, die skoolbeheerliggaam, skole veiligheid, veilige skole was almal teenwoordig en vanaand het ons nou vir meneer Nieuwoud wat van die infrastruktuurafdeling af is en hy het vir ons 'n paar oplossings gegee. Fabian, goeienaand. Jou gevoel oor alles wat die afgelope 2 weke gebeur het? Ja, Edgar, vanaand ek voel eintlik baie bly man dat ons op so positiewe tydvlak van ons skool, vanaand nou Salsteneel senior sekondêre skool, dat ons iets kon bereik het. En die terugvoering van meneer Nieuwoud was positief. En nou hang dit net af van Gee gou vir die persoon wat nou die video gaan kyk 'n bietjie konteks in terme van wat sê meneer Nieuwoud, wat is die oplossings wat hy na die tafel toe bring? Meneer Nieuwoud het gesê dat daar's 'n tydelike en daar's 'n permanente oplossing. Die tydelike oplossing is om 'n fence op te sit waarvan die motivering van die skool af moet kom deur na meneer Matsou toe. Wat natuurlik die kringbestuurder is. Ja, kringbestuurder. Dan gaan dit na meneer Juan Benjamin toe wat die direkteur is van Cape Winelands WKOD en dan sal hy dit stuur na meneer van Nieuwoud toe wat ook sy motivering sal insit. So hy het ook in konteks het hy ook gesê dat die goedkeuring sal by Oktober maand sal dit goedgekeur is en dan sal ons permanente fence by volgende jaar hopelik by Maart maand sal ons 'n permanente fence vir die skool kry. En ek dink is belangrik om te noem dat die enigste rede hoekom dit eers in volgende jaar maart is as gevolg van kapasiteitsprobleme. Ek dink as ek reg onthou daar was genoem dat daar 36 heininge tans in die proses is tot volgende jaar maart maand deur verskillende kontrakteurs wat natuurlik deur openbare werke aangestel was. Die atmosfeer waarin alles plaasgevind het was goed, was dit nie? Ja, Edgar, dit was awesome geweest. Almal was positief geweest vanaf WKOD af tot op skoolvlak, die leerkrag, die skoolhoof wat betrokke is, meneer Anthony Meyer wat betrokke is, tot die skoolbeheerliggaam was baie beïndruk en soos ek gesê het voorheen dat hulle is baie positief en sien uit na die prosesse wat nou in plek is. Die video gaan natuurlik wydensyd gesien word. Wat wil jy vir ons gemeenskap sê wat onmiddellik rondom die skool woon en daaglikse interaksie het? Ja, vir die gemeenskap wil ek net sê is dat ons moet, my motto in die lewe is, ons moet ownership vat wat ons het. Ons het nie baie nie, maar wat ons het, moet ons bewaar. Ons moet dit veilig hou. En ek dink die aangrensende gemeenskap van die skool, wat die informele nedersetting is, Laveslyn, moet nou ownership vat. As die fence op is, moet hulle ownership vat en hulle moet kyk aan. Daar gaan ook miskien as daar die fence opgesit word, gaan daar werksgeleenthede wees. Maar dit wil nie sê dat elkeen gaan 'n werksgeleentheid kry op die fence wat opgesit word nie. Maar die mense moet bereid wees. En ek hoop net en ek bid dat die mense werklik ownership vat, verantwoordelikheid vat van hulle skool.
As roeper van hierdie vergadering wil ek gou van my kant af as 'n buurman van die skool, as iemand wat glo in Ubuntu, wil ek gou vir jou as saamroeper baie dankie sê vir die inisiatief wat jy geneem het en vir die rol wat jy vertolk het in hierdie hele proses, want aan die einde van die dag kan daar hoeveel saamlopers wees, maar as daar nie 'n leier is nie, dan gaan 'n mens ook maar neerens en soos meneer Meyer ook opgesom het vanaand dat ons het baie ver gekom en meneer David het ook genoem in die feit dat meneer Nieuwoud self op die perseel was en self die proses kon volg en self die erns van die situasie kon sien en dan sy motivering sodanig kan ingee. En ons het baie realisties gepraat rondom die challenges wat die verkleining van die grond so kan meebring in terme van hokke wat kan opgerig word en al daai tipe goedes, maar met elke oplossing kom maar natuurlik ook probleme. So weer eens baie dankie Fabian vir jou rol. Is daar enige iemand wat jy graag wil dankie sê ter afsluiting van hierdie video? Man, Edgar, al wat ek kan sê is net, ek dank ons as Hemelse Vader vir die insig wat hy vir ons gee, vir die wisdom wat hy vir ons gee elke dag om te kan help waar die hulp nodig is. Yes. So dis eintlik my uitgangspunt, Edgar. Dit gaan nie oor my Fabian plaatjies nie, dit gaan oor my gemeenskap. Fantasties. Ons praat met 5 plaatjies hier so by Charles in die sekondêre skool waar ons nou die afgelope 2 weke en selfs langer besig was as gemeenskaps leiers en mense om 'n oplossing te vind vir die skool wat gebukkend gaan onder geweldige probleme in terme van inbrake, in terme van vandalisme, in terme van issues wat ons gemeenskap daagliks face, maar wat natuurlik op skoolvlak 'n groter impak het omdat dit direk speel met ons kinders se vermoë om te kan leer. So ek dink ons het baie bereik deurdat ons 'n firm commitment het vir die oprigting van 'n nuwe heining en dat daar 'n definitiewe plan is en al wat nou moet gebeur is natuurlik dat die skoolbestuurspan in samewerking met die skoolbeheerliggaam nou natuurlik die finale besluit te maak. Die besluit wat nou voor hulle lê is natuurlik of die skoolgronde verklein moet word en of die grens op sy huidige plek moet bly. So ons sal maar nou sien wat hulle besluit, maar elke besluit het natuurlik sy pros en sy cons, maar ons glo dat elkeen wat hierdie video sien en 'n bydrae kan lewer tot die verbetering van enige van ons skole, waar ons ook al is, werklik sal uitstep en sal sê, my kind is jou kind en ek wil 'n verskil maak. Vir elkeen wat betrokke was by hierdie proses die afgelope 2 weke, baie dankie. Vir elkeen wat bydrae gelewer het, insette gelewer het, baie dankie en vir die rolspelers wat dit gaan verder vat om vir Salsienhill die spogskool te maak wat dit kan wees, die veilige skool te maak wat dit kan wees en natuurlik die akademiese skool te maak wat dit kan wees. Baie dankie. Die Here seën.